Soos wat die nuwe jaar nou begin spoed vang, mag dit dalk vir jou ergens begin voel of die lig van Kersfees verdwyn. Maar dan hoor ons weer hierdie mooi belofte uit Jesus se bergrede. Vriende, goeiemôre en baie welkom by vandag se erediensgeleentheid so aanlyn. Ons lees vandag saam 'n teksgedeelte uit Matteus 5 uit wat deel vorm van Jesus se bergrede. Nou Jesus se bergrede of bergpredikasie soos wat dit ook bekend staan, is die gedeelte in Matteus van hoofstuk 5 af na hoofstuk 7 toe, waar Jesus ergens daar op 'n berg in Galilea 'n groot skare mense leer oor hoe die koninkryk van God behoort te wees. Nou hierdie teksgedeelte is altyd 'n baie sterk koninkrykstyd teksfokus. Maar ons, soos wat jy dalk nou al reeds weet, is tans in Epifanie. Epifanie wat strek van die eerste Sondag in die jaar dan tot by Aswoensdag waar ons gaan begin met lydingstyd. Met Epifanie dink ons oor hoe God sy openbaring of sy verskyning hier op aarde lyk, veral in die lewe en die leer van ons Here Jesus Christus. Daarom is die bergrede ook vir ons so 'n gepaste gedeelte, om nie net in koninkrykstyd te lees nie, maar ook in Epifanie, want in die lewe en die leer van Jesus word God ook aan gelowiges geopenbaar, verskyn hy ook so, en dit wat ons dan ook van Jesus se lewe leer in ons eie toepas, maak dan dat ons ook deel word van hierdie Epifanie gebeurtenis, die verskyning van God. As ons so saam lees uit die bergrede, dan help dit ons altyd om die hele tekstuele eenheid as 'n geheel in gedagte te hou, en die doel wat die teks ook deur Matteus, hoe hy dit skryf, gekommunikeer wil word. Al lees ons sê nou maar een of twee spesifieke fokusgedeeltes in die bergrede, vorm dit altyd deel van 'n groter teksgedeelte. Die bergrede begin in hoofstuk 5 met 'n lys van saligspreuke. So met ander woorde, daai gedeelte wat sê gelukkig of geseënd, hang af wat se vertaling jy lees. Gelukkig is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Gelukkig is die sagmoediges, die barmhartiges, die vredemakers, en so gaan die lang lys aan. Die bergrede word dan ook afgesluit in Matteus 7 met die gelykenis van die wyse man wat sy huis op sy rots bou. Dit is ons tema waarmee ons gaan saamreis hierdie hele jaar daarvan. Dit begin in Matteus 7 vers 24, waar Jesus dan die bergrede afsluit met die woorde, iemand wat hierdie woorde hoor, kan vergelyk word aan 'n wyse man wat sy huis op die rots bou. Dis die begin en die einde van die bergrede wat eintlik half die inhoud wat binne-in is, so omvou. Amper half asof 'n mens kan sê dat dit die hakies is waar binne ons 'n spesifieke gedeelte van die inhoud van die bergrede moet verstaan. Elke keer wanneer ons dan nou saam met die bergrede uitlees, dan lyk dit sê nou maar so. Die eerste hakie is geseënd is julle wat hierdie goed hoor, wat die karaktereienskappe van vredemakers en barmhartiges en sagmoediges is. En die ander hakie aan die ander kant is dan, jy kan dan vergelyk word aan 'n wyse man wat sy huis op die rots bou. En dan is daar altyd hierdie klomp praktiese goedjies wat Jesus in die middel van sy bergrede sê, wat dan binne in hierdie hakies staan. Wanneer ons vandag dan saam lees uit Matteus 5 vers 13 tot 16, dan gaan ons ook hierdie formule in gedagte hou. So kom ons lees saam Matteus 5 van vers 13 af. Julle is die sout vir die aarde, maar as die sout sy smaak verloor het, waarmee sal dit weer sout gemaak word? Dit deeg vir niks meer nie, behalwe om buite gegooi te word, sodat dit deur die mense vertrap kan word. Julle is die lig vir die wêreld.
'n stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maatemmer nie, maar op 'n lampstander en so gee dit lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, sodat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, kan verheerlik. Vriende, wanneer ons hierdie woorde hoor, julle is die sout en julle is die lig, is dit vir ons belangrik om mooi te luister hoe Jesus dit stel. Hy sê nie, gaan word die sout en die lig nie. Hy sê, julle is. In Epifanie ontdek ons juist dit, God se lig, wat reeds in Jesus Christus geopenbaar word, en nou begin sigbaar word, in gewone mense, op gewone plekke, in die alledaagse lewe. En ons hoor hierdie woorde ook op 'n besonderse tyd nou vir ons, met 'n nuwe jaar wat begin het, en spesifiek nou vir dit wat in volgende week gaan gebeur, of in die week wat kom, met die skooljaar wat weer gaan begin. Nuwe jaar lê oop en ons keer terug na ons roetines toe, en juis daar waar ons in die alledaagse is, sê Jesus, skyn God se lig ook deur. Nie net in die groot oomblikke nie, maar in ons eie huise, daar by die werk waar ons is, in die klaskamers waar ons nou gaan leer, in die gewone dae. Ek het so 'n bietjie gewonder of ons vandag in ons eie konteks en in ons eie lewe nog verstaan wat die impak daarvan is as sout verslaan. Ek meen, vir ons is sout 'n alledaagse ding. Ons weet wat is die doel van sout. Sout wat kos geur en maar besef ons wat dit dalk vir daardie tyd se mense beteken het as sout verslaan het. Ek het so probeer dink of ek ergens dalk iets kan kry in ons lewe wat meer vir ons sal kommunikeer wat hierdie metafoor van Jesus wil vertel. En ek kon toe nie lekker aan iets dink nie, maar ek staan toe op en ek gaan maak vir my 'n koppie koffie, dalk val iets my daarby, as ek net so bietjie my aandag breek van dit af. En toe ek by die koffiemasjien kom, toe is ek soms so half kwaad vir myself gewees, want ek het vergeet om die houer waarin die koffiebone is, se deksel toe te maak die vorige aand, en dit het die hele nag oop gestaan, en die stoom van die koffiemasjien, wat ek toe nou al aangesit het die bone nat gemaak. En uit 'n vorige ervaring uit weet ek dan nou, die oomblik as hierdie bone verslaan, as dit nie mooi toegehou word nie, dan het dit nie meer dieselfde effek nie. Mens kan nog daai koffie maak, maar dit proe nie dieselfde nie. Dit het nie daai ryk aroma van vars koffie nie, en dit word partykeer soms so bitter in jou mond. Toe tref hierdie vergelyking my. As Matteus in vandag se tyd vir ons hierdie woorde sou geskryf het, sou hy vertel het hoe ons die koffiebone van die aarde is, en die oomblik wanneer daai koffiebone dan verslaan, kan jy net sowel jou R300 se pakkie koffiebone in die straat gooi, sodat die karre oor dit kan ry. Matteus gebruik die vergelyking van gelowiges wat die sout van die aarde is, omdat in hulle konteks en in hulle verstaan, sout 'n baie groot kommoditeit was. Sout is nie net gebruik om geur aan kos te gee nie, maar ook vir die preservering van kos, die genesing van wonde, reiniging, veral die reinigingswetgewing wat hulle gehad het, en nog baie meer dinge. Wanneer sout verslaan het, het dit 'n baie groter impak op hulle lewe gehad, as net bloot kos wat nie gegeur kan word nie. Dit was baie ongerieflik geweest, en dit was 'n duur ding ook om aan te koop. So, net soos verslaande koffie my lewe vir my baie ongemaklik maak, kan ek myself net indink hoe moeilik dit vir daai ouens moes gewees het, om te weet, sout het verslaan en dit mors, ons kan dit nou maar net sowel in die straat gooi. Jesus brei dan verder uit, hy sê, wie van julle sal 'n lamp opsteek en dit onder 'n maatemmer wegsteek? Vir ons, wat so kort met kragonderbrekings en beerdkrag stoei, is dit werklik iets ongehoord. Niemand van ons sal 'n lampie opsit of aanskakel en dan dit toemaak onder 'n emmer
sodat dit geen doel het nie. Ek glo ons almal hier weet dit is baie sinloos, so ek hoef nie verder veel meer oor dit te sê nie, behalwe dat die eerste hoorders wat hierdie metafoor van Jesus gehoor het, dit ook baie goed sou verstaan het. Die ander nagevolge daarvan, as 'n mens nou fisies dink aan nie 'n batteryliggie nie, maar 'n vlam of 'n lamp wat 'n mens onder 'n maatemmer sit, is dat 'n baie belangrike element vir hierdie vlam om te brand weggeneem word, en dit is die suurstof. So Jesus sê vir die skare dat dit ook so is met God se lig. Wanneer Jesus hierdie beeld gebruik, sout en lig, kies hy dinge wat mense nie eers raak sien wanneer dit werk nie. Dit is so alledaags, so bekend, as die ding werk, kom jy dit nie eers agter nie. Maar jy kom dit baie goed agter wanneer daardie ding nie sy doel verrig nie. Wanneer sout nie meer sout smaak nie, of nie meer kos preserveer nie, of wanneer lig nie meer lig gee nie. Sout lê in die kos, lig skyn net eenvoudig, en tog weet ons sonder sout raak alles flou, en sonder lig is dinge maar onseker. In Epifanie ontdek ons dat God juis ook so met ons werk. God maak homself nie net bekend in groot oomblikke of heilige ruimtes nie, maar in die alledaagse gewone dinge, die stil van ons lewe. Wanneer Jesus sê, julle is die sout van die aarde, julle is die lig vir die wêreld, openbaar hy iets van God en hoe God teenwoordig is, wat aan ons juis die vermoë gee om te leef. Sout en lig wys nie na hulle self toe nie. So sout op sigself is nie 'n lekker ding nie. Niemand van ons gaan 'n lepel sout net so eet nie, maar ons gooi dit in die kos, want dit bring die geur in die kos uit. Lig steek ons nie net op nie, dit het 'n doel om lig te gee. So wys sout en lig nie na hulle self nie, hulle laat iets anders tot sy reg kom. So word God sigbaar wanneer sy lig deur gewone mense in gewone huise, in gewone tye by die werk of in die klaskamer na vore kom en sigbaar word. Epifanie is die ontdekking dat God reeds daar is, lank voordat ons dit agterkom, en dat hy homself wys deur ons lewe, dat hy ons gebruik as instrumente om hierdie sout en lig vir die wêreld te wees. En hierin lê die klem dat Jesus hier nie net met mense praat wat klaar alles weet, wat volmaakte gelowiges is, beste disippels is nie. Jesus spreek hier vir 'n skare mense wat nog nie weet wat dit beteken om 'n volgeling van hom te wees nie. Hy preek vir 'n skare mense wat nog niks van die kruisiging af weet nie, want dit het nog nie op daai stadium gebeur nie. Die disippels hoor ook sy woorde hier in hierdie prediking, en hulle leer nog self wat dit beteken om 'n disipel te wees, en soos wat die verhaal dit vir ons vertel, hoor ons dat hulle nog vele male vorentoe dit verkeerd gaan doen. Maar Jesus sê vir hulle, julle is die sout, en julle is die lig. Dit beteken dat sout en lig nie begin by die prestasie nie, maar eerder by God se teenwoordigheid, hoe God sy verskyning maak, ook hier op aarde. Die lig waarvan Jesus praat, is nie iets wat ons moet vervaardig nie. Dit is die lig wat reeds oopgegaan het en aan die brand geslaan het, toe God mens geword het in Christus, en dan kleef dit net aan ons as gelowiges en in ons geloof in Christus. Dit beteken dat die sout en die lig van God ons help om tot ons eie reg te kom. As dit waar is dat God se lig reeds teenwoordig is, dan verander dit hoe ons die alledaagse binnegaan. Waar ons nou aan die begin van 'n nuwe jaar is met nuwe avonture, nuwe uitdagings, dan hoef ons nie vas te klem aan 'n stuk sekerheid dat ons presies weet wat gaan gebeur en die hele jaar is presies uitgeplan, elke liewe sekonde van elke dag, en ons gaan presies weet, op daardie dag gaan ons hierdie uitdaging hê, en ons gaan dit so hanteer, hier is die plan op die tafel nie. Ons hoef nie presies te weet wat moet gebeur
en wat die plan gaan wees voordat ons 'n besluit moet neem of ons nou gaan reg wees vir hierdie uitdaging nie. Dit is spesiaal my boodskap wat ek ook graag vir ons studente, ons kinders, leerders wat nog op skool is wil gee, so voor die week waar hulle nou gaan begin. Jy kan met 'n sekerheid in hierdie jaar instap, en hierdie is die sekerheid, God se lig is teenwoordig in jou lewe. En dit kleë van jou waar jy gaan om die pad met jou uitdagings vir jou te verlig. God se lig gaan nie eers aan die einde van die jaar by 'n prysuitdeling aan jou toegeken word as jy presteer het in akademie of sport nie. Dit gaan saam met jou op jou pad. En ons as gelowiges kan daarvan seker wees, omdat God eerste in Jesus Christus verskyn het, om vir ons sy genade van sy wil te kom openbaar. Hierin lê ons aktiewe roeping dan as die kerk van Christus. God se openbaring in sy verskyning het nie net gestop in Jesus Christus nie. Ons moet dit aktief ook gaan leef. Wanneer Jesus praat van sout wat verslaan en lig wat weggesteek word, dan dink ek nie verwys hy in hierdie metafoor na mense wat sleg is nie. Maar hy verwys na lig wat nie meer gesien kan word nie. Sout wat sy krag verloor en 'n lamp onder 'n maatemmer is nie noodwendig iets boos wat 'n mens moet teenveg nie, dis net onsigbaar. En wanneer God se lig onsigbaar raak, dan raak die wêreld donkerder en dit voel vir ons flouer. Dit beteken nie God kies om ons te los of om ver te wees van ons af nie, maar omdat ons sy teenwoordigheid in ons lewe net nie meer kan beleef nie. Wanneer lig regtig lig is, wys dit nie na lig self nie, maar dit laat ander iets van God raak sien. Daarom as gelowiges dink ons so daaroor dat alles wat ons doen in die koninkryk van God nie ons verdienste is of die manier is hoe ons genade verdien nie, maar dat dit eerder 'n heenwyse is na God toe. Epifanie is wanneer mense deur gewone lewens 'n buitengewone God kan raak sien. Jesus sê dit ook self vir ons in vers 16, waar ons afgesluit het vandag, laat julle lig so voor die mense skyn, sodat hulle julle goeie werke kan sien, en hier is die belangrike gedeelte, dat julle Vader wat in die hemel is, verheerlik kan word. In die res van die bergrede leer Jesus dan die skare mense op 'n baie praktiese manier, hoe 'n mens hierdie kan regkry. Hoe mense dit kan regkry om uiteindelik dan ook wyse manne en vroue te wees wat hulle huise op 'n rots bou. Vir die volgende jaar met ons tema so bou ons saam op God, gaan ons baie by hierdie gedagte stil staan. En wanneer ons dan nou uit hierdie fokus op hierdie tema, dan gaan ons terug op hierdie basis van die bergrede wat met die hakies begin by gelukkig is hulle, wat hierdie karaktereienskappe het, wat deel is van die koninkryk van God met ons praktiese dingetjie wat ons leer uit Jesus uit, want dan is ons die wyse manne en vroue wat op die rots bou. Vriende, ek sluit af. Epifanie herinner ons vandag daaraan, wanneer die kersliggies van Kersfees weggepak word, dan word God se lig nie in ons lewe afgeskakel nie. Dit gaan saam met ons om die nuwe jaar in, dit is teenwoordig in ons huise, in die klaskamer, by die werk in ons gewone dag. Ons hoef nie eers seker te wees oor alles wat vir ons voorlê nie, voordat God se lig daar is nie. Ons hoef nie eers reg te wees of sterk te wees of alles te verstaan nie. Jesus sê vir gewone mense, mense wat nog leer, mense wat nog gaan val en gaan foute maak, mense wat soms die verkeerde gaan kies. Julle is die sout en julle is die lig. Omdat God in Christus reeds die lig gebring het. Mag ons hierdie jaar nie probeer om die lig te gaan vervaardig nie, of te gaan maak nie, maar eenvoudig net
dit wat ons van God af ontvang te gaan leef wat reeds daar is. En mag mense deur ons gewone lewe iets van 'n buitengewone God raak sien, sodat ons ook die Vader wat in die hemel is, deur ons lewe kan verheerlik. Amen. Kom ons bid saam. Here ons God, lig van die wêreld. Dankie dat U lig nie net vir 'n seisoen in ons lewe skyn nie, maar dat dit bly skyn, ook wanneer die feeste verby is en wanneer die gewone weer moet begin. Dankie dat U in Jesus Christus na ons toe gekom het, dat U lig oopgegaan het vir ons, in ons donkerte, in ons onsekerheid, in die gebrokenheid van hierdie wêreld. Dankie dat hierdie lig nie van ons prestasie afhang nie, Here, maar eintlik net uit U genade alleen deel is van ons lewe. Here, aan die begin van hierdie nuwe jaar bring ons lewens na U toe. Ons dra ons huise aan U op, Here, ons werk, ons skole en ons gemeenskap. Here, en al ons bekommernisse en onsekerhede en die verwagtinge wat ons het vir hierdie jaar. Ons bid vir elke leerder wat hierdie week weer met skool moet begin. Vir die wat opgewonde is, vir die wat bang is, Here, laat die lig saam met hulle instap in die klaskamers en in die gange en hulle herinner daaraan dat hulle nie alleen is nie. Ons bid vir die onderwysers en vir almal wat vorm aan ons jong lewens. Gee vir hulle die wysheid, Here, geduld en die nuwe krag. Laat hulle werk selfs wanneer dit stil en ongesiens voel, 'n teken wees van U teenwoordigheid. Here, help ons om nie net te probeer skyn uit eie krag nie, maar om eenvoudig te leef uit die lig wat U reeds in ons aangesteek het. Bewaar ons daarvan om die lig weg te steek en help ons om U teenwoordigheid raak te sien in die alledaagse oomblikke van elke dag. Mag ons lewe deur klein dade van liefde, getrouheid en hoop U Vaderhart sigbaar maak in hierdie wêreld. Ons bid dit alles tot eer en verheerliking van U naam, tot verheerliking van ons Vader wat in die hemel is. Amen.